Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars, dit is dan nou 11 uur in ons program Ons Gesels oor alles en nog wat. En ek sien dat Jackie nie kan wag om iets te sê nie. Ja, goeiemôre, daar kry ek sommer tweede beurt. Môre luisteraars, baie welkom. En hoe mooi was daai lied nie van Bonnie Tyler nie, né? Ons gaan nou 'n bietjie uitbrei daaroor. Veronica is hier, Leonie is hier, Chantay is ons regisseur en klankingenieur en ons hele span is hier. Hoe lekker is dit? En die stel luister hopelik na ons daar van Mosselbaai se kant af. Goeiemôre luisteraars van my ook op 'n lekker sonnige oggend hier, so alhoewel ons bietjie aangetrek het en so aan, julle weet seker wat wag die naweek. En ja, Jackie. Ja nee, ons gaan aan, net om te sê, iets Hardijk, ons speel dit oor Bonnie Tyler, sy's nou die dag oorlede, en in Portugal, op die ouderdom van 75 jaar. Nou ja, haar kenmerkende kraag, rasper stem, het dan een van die mees herkenbare rock-pop stemme van die 1980s gemaakt. En sy het 'n hele paar iets gehad. So ja, dankie, ons vra vir almal, of vir haar familie sê ons sterkte. En dan verder gaan ons later luisteraarskeuse versoeke speel, en die een is van Petra van Rooyen, ek hou aan sê Petra van Rooyen. En weet julle wat lekker is, terwyl ons hier so in die ateljee so rustig sit en gesels, dan hoor ek so in die agtergrond hoe lekker koel die duiwe en rustig is dit hier in Stilbaai. Ons is in Stilbaai, en die lekkerste was gewees, ek kry nou die dag 'n WhatsApp en ek slip nou weer hier goed in, van 2 of 3 ouens, wat sê, dis so lekker om te weet julle is van die kontry. Dan sê ek, ja nee, Stilbaai is ons nou, maar ons saai nie net hier uit nie, ons saai wêreldwyd, ek hou daarvan om dit te sê. Toe sê hulle maar julle naam identifiseer dadelik die plek. Radio Fynbos, hierdie is 'n fynbos wêreld. En gister het ons toevallig Riversdal toe gery, is dit nie pragtig nie. Die canola lande, die Bietebos, nee Veronica, want ek al 'n verkeerde naam gee. Ja, Bietebos en die Alwyn is pragtig. Ja, die canola is nie fynbos nie, né? Is hy? Nee, maar dit is pragtig, is ongelooflik. En ek sien mense van verder af, verby Heidelberg, hulle stok foto's op Facebook van hoe mooi dit hier is nou. Ja, dit lyk regtig soos 'n lappies kombuis. Ja, dan, ons moet, ekskuus tog Leonie, ons moet 'n spesiale versoek rig aan jou dogter, as hulle hier oorvlieg, George toe, moet hulle net vir ons van bo af neem, ek dink dit gaan baie mooi wees. Ons sal vir haar vra dat sy van daardie klein seat af 'n foto neem uit die lug uit. Ja. Veronica, en jy? Gaan ek met jou volgend? Dit gaan baie goed, ek is reg om te lag, ek het rede om te lag, ek sien uit na die naweek vir die bokke. Ek het nou begin rugby kyk, kan jy glo? Julle Veronica, daar sy. Maar ek raak net kwaad man, ek raak net kwaad, as hulle die bal, ek het 'n fout gemaak, destyds toe ek by die rugby betrokke was, om te gaan 'n klas bywoon, waar hulle wys hoe die bal geplaas moet word, om oor die pale te gaan. Ja? En dit my kop was gesteek, soos daai man daai bal nie reg sit nie, dan sê ek, nee, en hy kan my nie hoor nie. En hy kan jou nie hoor nie, nee. Ja, nee, ek dink as hulle alles moet hoor wat gesê word agter die TV's, gaan hulle 'n baie sterk gestel moet hê. Definitief. Maar in elk geval, so gepraat van gestel, ons besigheid wat hierdie week vir ons dan nou geborg het, is dan inderdaad Goukou restaurant, en die raaisel was gewees, die koraal wat ons afgeneem het, en ons het gevra, as Flora Fynbos instap, sien sy die koraal, waar sy dink aan die naam van die rivier, en ons het 2 wenners, so ons wil vir Gys van Goukou sê net baie dankie, dat hulle so oop hart het, om 2 wenners dan nou 'n gelukwens bewys, 'n skenkbewys te gee. Ek wil begin met voucher, maar albei die mense is Afrikaans sprekend. So, Kato van 'n bank, ons weet dit is ons suster, wat 'n naald kan insit dat jy dit nie eens voel nie, en dan is dit Amber Willemse,
'n gelukkige trekkertjie, né Amber? Dit is nou nie die eerste keer nie, maar wel dan julle twee. En baie dankie vir Goukou. So kyk maar uit vir die volgende besigheid en of julle weer gaan reg wees. En dan het ons gekry, kyk nou net hierso, luisteraars, Jakkie, Dankie. kry vir jou enetjie Ek daarso. gaan Jy mag eet in hierdie die is die ateljee. naaste, dankie, naaste teer aan die Chantay, cheetahs. daarso Ek is van vir dit. jou. En wat is dit, Jakkie? Kan Ja, ons sê daar- julle. Ek gaan die pinke vat. Van die pinke, dan Jo, gaan ek dis die mooi. Dis 'n macaron, né? O, ja. ja, Ek so sê gewoonlik, macaroon. is dit 'n macaroon of macaron? Macaroon, ek noem hom macaroon, maar proe hom gou. Proe gou. Maar hulle gaan nou Julle hoor. mag eet. Julle Ons mag Mag ons eet. eet. Ek Ja. gaan eers hierdie lekker romerigheid hê om die kan. En nou kan ek vir julle sê, ek het al oor see macaroons geëet, maar nog nie soos by Goukou restaurant nie. En Veronica, vir jou wat so baie inligting versamel, het jy geweet daar's ook 'n dag, 'n macaroon dag. O, ek het nie So ek geweet. los dit in jou hande. Jy kan bietjie meer Ek uitvind. So gaan- baie dankie. Gaan maak 'n draai by Goukou restaurant julle en gaan kyk in daardie venstertjie. Julle gaan vir hulle sien in elke kleur. Kyk, hier's 'n melktertjie en hierso is een die so groen turquoise kleur. Dis mos die kleur vir restaurasie. So hy gaan vir jou maklik restoreer. En dan is hierso ook Yes. dit lyk soos chocolate, maar dit is baie lekkerder as chocolate. So, gaan maak 'n draai en sê vir hulle sommer, julle het dit by Radio Fynbos gesien. Ja, Ja, yes. sy. Wat 'n groot geskenk en is dit nie heerlik nie, hè? Baie. Wel dan, Goukou. Ons is trots op julle. Ek gaan hom eers een kan neersit, anders gaan ek alles besmeer hier en heerlik na die tyd eet. Nou ja, dan kom ons by die sport. Yes. Ja, hierdie sport, hierdie macaroon. Is dit reg wat ek sê, macaroon? Is dieselfde as die bokke se wen, is so lekker. En maar nou ja, bokke. Amper het ons hele land se aandelemark geval en die inflasiekoers het geklim met die 14-11 rustydtelling. Ek het gedog, o, vet, hierdie skotte is moeilik. Maar nou ja, tipies soos Radio Fynbos, ons soek al die positief uit alles uit en ek het so by myself gedink, dis soos Radio Fynbos dink. Sou ons verloor, is dit nie lekker nie, maar nou ja, die apteke sou klomp geld gemaak het met depressiepille die maandag. So dis nou daai besigheidsgeleentheid, maar ongelukkig het dit nie gebeur nie. Nou ja, baie geluk bokke. Ek het toevallig gekyk, ja, daar kom altyd klips op en ek het toevallig gekyk toe hulle rustyd in die kleedkamer ingaan en 'n rassie praat met hulle. Kyk, hy man het 'n motiveringsgesprek hard en eerlik. En geen wonder hulle het besluit nie nou hierdie tweede helfte wen ons nie. En dan natuurlik 'n verdere trots is die onder 20s bokkies het gewen teen Engeland. En nou speel hulle teen Frankryk vir die eindstryd. Ekskuus tog, hier val my ek het die bal gedrop. Ek het 'n voetfout gemaak. So sorry vir dit. Hulle speel nou Saterdag teen Frankryk in die eindstryd. Ek sien die tye oorvleuel bietjie, so die wat nie kan klavier speel nie moet leer klavier speel want hulle gaan daai remote heen en weer om die scores te check. Ek weet nie watter van ons luisteraars en julle hier in die ateljee die Wimbledon eindstryd gekyk van die mans nie. Goeie genade. Ek het nou nie die hele tyd gekyk nie, maar luisteraars, 134 myl per uur was die een ou se diens gewees. En dit is 224 km per uur het daai bal afgekom op die ou. 'n Mens kan dit nie dink nie. En daai ou daai bal teruggekry. Ek dink so by myself, 224 en hier sit jy en jy moet dadelik reageer. Wel dan, dit was 'n goeie eindstryd. Dit sou by my 'n treffend trap gewees. Ja. Ja, nee wat. Ja, ek weet hulle net een van ons deesdae gereelde luisteraars van die Spatch. Sy is ook sit vasgenaal by die Wimbledon. ja, nie by die Wimbledon, by die cricket. Ja. Ja, natuurlik op die TV. Okay. By die TV. Ja, maar hier is nou die Wimbledon tennis gewees. Ek bedoel tennis. Ja. Ekskuus, ek weet ook dis tennis, maar ek weet sy sit vas. Nee, is tennis, Ja.
Ja, Wimbledon is nou verby en Sinner het gewen, hy's nommer 1, hy bly steeds nommer 1. Nou ja, wie weet? Dis 'n vraag wat ons vra. Wie van julle luisteraars het dit geweet? Dames? Hoekom het ons ooit leer aan mekaar skryf? Nee, ek weet nie, weet julle? Sodat ek kan bybly. En dit is hoe ek skryf, shorthand. Okay, Ja, maar skryf jy aan mekaar? kom ons kyk. Eintlik ja, Ja. so. Ja. Okay. Ek skryf in toue wat net ek kan lees. Ek Ja. het ook, ek het 'n doktersgraad wat my handskrif betref. Dis al. Ja nee, dis vir my interessant want nêrens sien ek meer mense skryf soos die E so en dan so en so nie. Nou net daai toue van Leo nie, dit sal net sy kan lees. Glo ek. Wat nou goed is. Okay, en hoor jy, ek kou nou so tussen hierdie macaroons is heerlik. Die hoendersnit wat ons sommer die gun noem. Die gun is nou die duitjie en die been, Ja. boutjie aan mekaar, né? Sy ander naam is Maryland. Ja. Waar op aarde kom dit vandaan? Die vet weet alleen. Ek het dit net gehoor toe chef dit sê. Sy onthou hierdie is nou die Maryland, dis die ander naam vir 'n gun. Nou nie die guns wat jy Nee, weet, miskien. rampokkers gebruik nie, nee. Wie het geweet Japan het deursigtige publieke toilette. Die oomblik wanneer jy ingaan en die deur sluit, verdwyn die deursigtigheid. Ja, en dis die heilige waarheid. Ek het dit gesien. Ek het die klip gegaan en toe gaan kyk ek toe sien ek. As jy aangeloop kom, dan sien jy daar is die toilet en die wasbak en alles. En as jy ou ingaan, nee regtig, en as jy ou ingaan, jy weet mos ek jok nooit vir dames nie. As jy ou ingaan en hy sluit die deur, dan is dit swart. Dis ongelooflik. Ons sal met Japan toe gaan om te gaan kyk. Ja. Ek dink dit sal 'n giggel veroorsaak. Ja, ek weet nie of ek daai ene kan, dit klink vir my 'n bietjie Verregaande. verregaande, maar toe maar. Ai, Veronica en dames. Nou ja, ons sê net luisteraars baie welkom. Ons gesels oor alles en nog wat. En vanmôre het ons Petra van Rooyen se versoek hierso. Baie pragtige song, There Was Jesus van Zach Williams en Dolly Parton. En dan gaan ons ook speel I Was Lost in France van Bonnie Tyler. En ons sal by die regisseur die thumbs up kry wanneer dit gaan gebeur. En dan gaan ons praat oor lag en slag. Ook Ja. vir jouself. Hoe Gaan ons- belangrik is dit nie om vir jouself te kan lag? Dit is, gaan ons eers 'n liedjie luister. Okay, hier kom die pragtige liedjie. Ons Radio Fynbos luisteraars, julle staan ingeskakel by ons program. Ons gesels oor alles en nog wat. En die herhaling hiervan gaan wees Vrydag, net so voor die naweek reg afskop 4:00. En dan kan julle volgende week ook kyk na die podcast uitsending. En dan gaan julle sommer sien hoe ons hierdie macaroons, het ons dit geëet of verslind. Party het laat val en toe het ons lekker gelag. En dis waaroor die program op vandag gaan, hè Leonie? Oor lag en slag vir jouself en verander maar op 'n mooi manier. Ja, Vir daar alles was iemand skrik, ja, dan lag jy lekker. Hoor hierso, ek het net so twee boodskappe gou gekry, Gerard Enright, ek hoop jy kom nou ingeskakel. Hy sê hy sukkel om aan te skakel. Ek het hom die links gestuur. Ek hoop jy kom reg. En dan sê Freddy, hy hoop ons het die medics hierso, Freddy Oosthuizen, want as mevrou Veronica weer iets oorkom dat die medics reg is. Nou dis nou fyn spot want sy het haar arm beseer. Maar anyway, ons gaan nou lag, ons lag daaroor, né? Ja, Freddy gaan jy terugkry daarvoor, maar ek kan vir myself lag. Right, ons lag nou lekker. Nou ja, kom ons sê, die verskil tussen lag en kla en om goed te deel. Praat met iemand as iets jou pla. Dis nie kla nie. Dit is deel. Die gesegde van Charlie Chaplin, a day without laughter is a day wasted. Kla minder, lag meer. Kyk wat gebeur met ons wanneer ons dit probeer toepas. Dit beteken nie ons ontken die swaar nie. Dit beteken ons dra dit saam met ander en stap dan weer verder. Ja, dit is so lekker om te lag, weet jy, en dit in lag is amper soos gaap, dis aansteeklik. As een eers begin, dan begin jy ook.
Nou het ek so 'n stuk gelees van Japan en Indië wat in parke gaan. Ons het al daaroor gesels oor Radio Fynbos vandag. Hulle gaan in parke en hulle staan en begin een ou lag, natuurlik aangesit. Begin al lag. Ja, hy begin aangesit en so steek dit aan dat dit almal nader spontaan lag. En hulle noem dit lag yoga. Dis wat hulle dit doen. En dis gewoonlik in openbare parke en hulle sê jy's verstom as daai mense wegstap, hoe het hulle moed gelig net om te lag. Klaar is soos 'n wiegstoel. Dit hou jou besig, maar dit vat jou nêrens heen nie. Lag los nie al jou probleme op nie, maar dit gee jou krag om hulle anders te hanteer. Die probleme natuurlik anders te hanteer. Ons kan nie altyd kies wat met ons gebeur nie, maar ons kan kies of ons die hele dag aan die donker wolk gaan vaskyk en of ons die silwer randjie daar gaan soek. Ja, mense moet dit nie omdraai nie. Want partykeer draai ek dit om en sê ek elke silwer randjie het 'n donker wolk. Nee, Nie dit nie. nee, Okay. ek gaan nou vir jou lag as jy so maak. Ons lewe in 'n tyd waar mense dikwels meer kla as lag. Die nuus is vol probleme. Die lewe is duur en baie mense dra swaar laste. Tog het ons amper vergeet hoe belangrik dit is om soms net te glimlag en natuurlik vir onsself te lag. Kom ons vat die ding byvoorbeeld, jy skakel nie die ketel aan nie, maar jy staan en wag dat die water moet kook. Nou daar is regtig iets om vir jouself te lag. Ek het al my remote gebruik vir die muis van die laptop. Maar die kasteel kom dit nie werk nie. So dit gebeur in die beste huise. Solang jy net nie die muis gebruik om die TV aan te skakel. Ja, en ek het so 'n stukkie gelees nou die dag van die oomie wat sit en kyk en hy sê vir die tannie, hierdie TV is gevries. Hy slaan nie oor na die volgende program toe nie. So sê sy my man, jy kyk na die mikrogolf. Nooit. Die ou mense het gesê, moenie kla met 'n wit brood onder die arm nie. Daarmee het hulle bedoel dat ons soms so op die negatiewe fokus, dat ons vergeet om die seëninge raak te sien wat ons wel het. En dit kan baie maklik gebeur. Ja, ons raak in 'n comfort zone in ons. Ja. Mense moet net 'n slag jou environment verander en jy kom terug en jy sien hoor jy, ek is bitter gelukkig. Ja. Lag maak nie noodwendig probleme minder nie. Dit los ook nie sommer alle probleme op nie. Maar dit verander dikwels hoe ons dit hanteer. Wanneer ons lag, ontspan ons. Ons kry 'n nuwe perspektief en ons onthou dat moeilike tye nie die enigste deel van die lewe is nie. Selfs om vir jou eie foute en menslikheid te kan lag, soos ons nou saam met Leonie gelag het oor haar remote en muis, wys 'n gesonde nederigheid en veerkragtigheid. Nou Jackie, dit beteken nie dat ek jou nou nie die kan gegooi. Nee, dit beteken nie dat mense se pyn nie werklik is nie, ekskuus tog. Daar is tye vir trane en tye vir ernstige gesprekke. Dis baie waar. Maar as ons nooit meer lag nie, dra ons die seer swaarder as wat nodig is. Ek het al baie keer gewonder, dis weer in Dr. Leonie se veld, hoe ek het 'n storie gelees en ek het dit al vertel van 'n ou wat van die werk af kom en gaan hy na die boom toe. In die oggend gaan hy weer na die boom toe en toe vra hulle vir hom, hoekom doen jy dit? Sê hy, as ek van die werk af kom, hang ek my probleme daar op. In die oggend haal ek dit weer. So met ander woorde, my vraag is dit kan jy jou mind skakel en sê, as ek in hierdie huis instap, vergeet die werk. Kan jy daai afskakeling doen? Seker nie almal nie. Ek gooi jou nou in die diep kan nie. Dit kom nie net met 'n vingerklap of 'n quick fix nie, maar dit kan gebeur. As jou wil daar is en jou wil is sterker as enigiets, dan kan dit gebeur. Maar ek wil sommer so 'n ander ernstige vraag vra.
as ons nou mooi daaraan dink, wat het ons wat ons eintlik verdien? Wat het ons wat ons verdien? Ja, wat het ons? Ek voel amper ek gaan die verkeerde antwoord gee. Ons het niks, ons verdien niks. Daar sy. So reg is jy reg. Okay. Dat ons eintlik vir onsself kan lag, omdat ons baie keer dink, ek is so en so, ek het dit en Ja. dit, en ek, alles ek, en eintlik, nee, het ons zero, Zero. Ja, maar ons dink ons is 'n Here. dis waar. Ja. Baie waar. Ja, om tot daai insig te kom, is goed. As klaar kalorieë verbrand het, was ons almal modelle. Ja. Dis- Jo, dan sal ek al geklaar om van hierdie. Ja. Lag is nie die afwesigheid van probleme nie. Dis besluit dat probleme nie jou baas gaan wees nie. Ons dra almal iets onsigbaar. Daarom kan 'n glimlag of 'n grappie vir iemand veel meer beteken as wat ons besef. Ja, dis snaaks, 'n glimlag kan aansteeklik wees. Ek het al gesien as jy iewers loop en jy glimlag, dan daai persoon se gesig verander en hulle glimlag ook, of ja. Waar is ons nou, ja, okay. Klaar verg moeite, dankbaarheid verg aandag. En dit waarop ons fokus groei. Onthou dit. Dit waarop jy fokus groei. Dit is so waar. Humor verander nie altyd die situasie nie, maar dit verander dikwels die mens wat deur die situasie moet gaan. Nou ja, mense het altyd baie stories oor lag en smile. En ek onthou toe nou ja, ons sê alles tong in die kies altyd, so eendag in die straat afstap. En hier kom 'n pragtige mooi dame van vooraf en ek sê toe vir my vriend, "Jessie, sy het vir my gesmile." Toe sê hy vir my, eerste keer toe ek jou sien, toe het ek my amper dood gelag. Ja, sommer 'n joke. Nou ja, sommige mense wag vir die son om te skyn voordat hulle glimlag. Nou in die winter kan dit baie lank neem. Ander glimlag en skielik lyk die dag sommer ligter. As vandag skyn die son, so die mense ook nie te lank gewag het om Te lag nie, ja. om te glimlag nie. Al gehoor van die persoon wat sy motor by die motorwas ingehandig het, natuurlik onskoongemaakte word, toe enkie verder gestap het na 'n supermark daar naby. Natuurlik toe hy daar uitkom, wou hy seker 'n nuusware in die motor sit. Hy soek toe die sleutel. En ja, natuurlik, die sleutel was by die motorwas. Oepsie, hy kon maar net vir homself lag. Dis die belangrikste. Ja, en dan was daar 'n dame, nie noodwendige ouer persoon, wat die afstandbeheer van haar motor gedruk het. Niks het gebeur nie. Sy wonder toe of die battery pap is. Later stap 'n man nader, klim met gemak in die motor. Oepsie, dit was nooit haar motor nie. En daar was geen probleem met die afstandbeheer. Wel die verkeerde motor. Sy kon weer eens maar net vir haarself lag. Huil of kla sou niks gehelp het nie. Ja, net om my luisteraars te herinner, luisteraars, julle luister na ons eie Kontrein Radio Fynbos. So kom ons gesels oor alles en nog wat. Elke woensdag, presies 11:00. En ons regisseur is streng laat dit op tyd begin. En dan gaan ons nou Petra van Rooyen se liedjie, as die regisseur reg is, dan gaan ons Petra van Rooyen se liedjie. Petra, dankie dat jy ingeskryf het. Dis baie lekker, dankie dat jy deelgeneem het en ons gaan nou jou liedjie speel. There Was Jesus, wat 'n pragtige lied. Al die luisteraars, luister lekker saam. Julle is ingeskakel by die program, ons gesels oor alles en nog wat en ons vra groot om verskoning dat ons so 'n rukkie van sein al was. Dit is nie vir ons iets om oor te lag nie, dis nogal 'n hartseer saak vir ons gewees, so weet jy, dit pla ons net soos wat dit julle pla. Maar julle kan dan luister na die volledige program wat in elk geval opgeneem is dan Vrydag 4:00. Ja, jammer vir dit, dis tegnologie wat ons drop. Soos Leonie sê, ons lag glad nie daaroor nie. Ons
Dis so kwaad dat die trane loop eintlik. Ons gaan nog nie klaar daaroor nie, want Nee, ons klaar, ons moet klaar. Nie klaar nie. Ons het eintlik weer daai breek gegee om te gaan tee of koffie maak. Ons klaar oor die weer. Oor die verkeer, die internet wat stadig is of wat afgaan, Ja, parkering, pryse, politiek. Ja, ons klaar tot om in 'n ry te staan by die bank. Maar ons besef nie, daar's ander wat maar al te graag in een van daai rye sou wou staan. Maar as gevolg van omstandighede dit nutteloos sou wees, aangesien geen bankmasjien geld uitspoeg as jy nie fondse het nie. Nog minder gaan die vriendelike kassier nog vriendelik bly as sy jou die bedrag gee wat jy moet betaal en jy het nie fondse nie. So ons klaar omdat dit alweer maandag is en ons moet gaan werk. Die naweek is verby. Totdat die aftrede en daarmee gepaard eensaamheid intree. Dan mis ons weer maandag. Maar dan kla ons weer omdat dit alweer wasdag is. Ons sal 'n rede kry en soek om te kla. En ons dink nie eers meer ons kla nie. dis waar. Dit Dit raak het 'n al gewone deel gesprek. van ons karakter geraak. Dis waar, né? Eina. Ja. Kom ons waak haar teen. Sien die positief. Ons raak soms onrustig. Ek dink dit is 'n mooier woord vir ongeduldig. Wanneer 'n tannie of 'n oomie of sommer net enigiets stadig voor ons stap, dalk in 'n supermark, of te lank na ons sin in of uit 'n parkeerplek trek. Maar ons dink nie daaraan dat vir hulle, daardie persoon of persone, dit 'n kans is om 'n bietjie uit te kom nie. En dat tyd nie vir hulle 'n faktor is nie. Maar dat eensaamheid hulle dalk vashou in 'n tehuis of selfs in hulle eie huis. So daai uitstappie of entjie of supermark toe gaan is vir hulle uitkoms. En hulle het baie tyd om dit te doen. Ja, en ek het nou eendag gelees en mense dink nooit daaraan nie, of ek het nooit so daaraan gedink nie. Dit snaaks as jy iets lees dan fokus jy daarop. Daar's 'n verskil tussen om eensaam te wees en om alleen te wees. En ek het nooit so daaraan gedink nie. Alleen kan jy alleen wees, maar jy hoef nie eensaam te wees. Maar jy kan ook eensaam wees tussen ander mense. Ja, So, dit is 'n ergere. ja, dis 'n Alleen. erger. Ja. Lag 'n bietjie. Die kassier vra by die supermark. Oom het oom 'n loyaliteitskaart. Dis mos nou in deesdae, like my oral waar jy gaan vra hulle vir jou, het jy 'n loyaliteitskaart? Nee, my kind, ek kom sommer uit my eie loyaliteit terugwinkel toe. Onthou, lag is die enigste medisyne waarvan jy gerus 'n tweede dosis kan neem. Voor, met of na etes. Lag is ook gratis. En natuurlik het jy nie 'n voorskrif daarvoor nodig nie en ook nie 'n doktersbesoek nie. Presies. Consulting fee spaar jy. Ja, Lag net alles. daaroor. Jy spaar al die pad. Die wonder van lag. Dit verander nie noodwendig die omstandighede nie, maar dit verander wel jou houding. Dit maak die seer draagliker, die verleentheid ligter en die dag mooier. Net ons sê al die rede om mooi daar te hê nie, né? Ja, ons kan ure lank gesels oor tegnologie, veral as jy ouer word. Nou wonder ons maar net, veral wanneer dit by selfone kom, spaar tegnologie regtig tyd. Byvoorbeeld, wanneer jy amper 20 minute neem om jou selfoon te soek. Ek dink baie van ons soek in jou bril ook, né? So mens, ek sit hierdie bril neer en kry ek hom glad meer, dan moet ek 'n ander een opsit. Nee, dat moet nou nie so erg nie, hoor. Of jy sit jou selfoon neer en as jy 2 in die huis is, dan sê jy, bel my net gou, ek weet nie waar ek my selfoon neergesit het. En dan moet jy maar net hoop hy is Nie op silent. nie op silent. Miskien is dit hierdie week 'n goeie uitdaging. Soek iets om oor te glimlag. Lag vir 'n ou herinnering. Ou familiefoto's toe jy nog klein was. Daar's baie van hulle, hoor.
vir jou eie mens wees of saam met iemand wat jou dag ophelder. Soms verminder opregte lag nie die probleem nie, maar dit maak die las ligter om te dra. Weet jy watter woord beskryf vir my lekker lag? 'n Skaterlag. Ons het geskaterlag. Ja. Jy probeer ophou, maar jy kan nie ophou nie. Laat die trane naderhand loop. En 'n mens, dis so belangrik om te skaterlag. En ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ek dink ons het dit al op 'n kol genoem, as jy in die kerk sit en dan gebeur Jy mag nie lag, of die ja. tannie voor jou se knoop is agter. Ek onthou, daar was so grappig geweest van die tannie wat voor 'n oom gesit het en hy tik haar so op die skouer. Haar knoop agter op haar ritsluiter was oop. Tik hy haar so op die skouer en hy sê, dame, jou agterdeur is oop. Sy sê, dan is al die hoenders nou in die kombuis. So ja, daar's beslis 'n groot verskil tussen kla en deel. Kla soek dikwels net 'n gehoor. Praat of deel soek begrip, raad, troos of 'n oplossing. Ja, en elke mens dink ek is belangrik om ten minste 'n klankbord te hê teenoor wie jy kan sensvol gesels. En ja, dus soos ons sê, dit hoef nie, jy kan nooit noodwendig iets aan doen nie. Maar om van daai las ontslae te raak en te weet ek het dit gedeel met iemand. Hoe werk dit? Is dit so? Maar jy moet nie daardie een vertrou. Ja. Nee, dis nommer 1. Ja. Dit is 'n gesprek heeltemal op 'n ander tyd, Dis né? baie waar. Baie waar. Nou ja, luisteraars, julle luister nog steeds. Ons staan einde se kant toe. Radio Fynbos. Ons gesels oor alles en nog wat elke Woensdag en hierdie is 'n regstreekse program. Dit is so lekker om regstreeks met julle te gesels. Veral as die tegnologie ons nie drop nie. Maar skakel weer in en soos Leo nie vroeër gesê het, Vrydag 4uur, dan is daar weer 'n heruitsending en dan die week na podcast op Radio Fynbos se YouTube. So is ons nie daai ekstra level nie. Ai man. Ja, en dan is daar nog iets wat Vrydag gebeur. Julle kan gerus op ons Facebook page gaan kyk na hierdie advertensie. Dit is die Gauteng Gitaar Kwartet. Dit is by die Stilbaai Music Society Presents. Dit is wie dit aanbied en is Vrydag die 17de Julie om 6uur by die Baptiste Kerk. Gaan gerus op ons Facebook page en dan kan julle daar die advertensie sien. Baie dankie Susan ook vir die advertensie. Moenie jou trane opkrop nie. Praat met iemand. Moenie jou lewe so in die klagte inrig dat jy later vergeet daar is ook 'n rede om te glimlag nie. Praat gerus oor dit wat jou pla, dis nie klaar nie, dis deel. Ja, en dit is lekker. Ons gesels baie keer so van die lug af hierso so en ons deel mekaar se gesprekke en ons eet macaroons. En dit gaan- Of macarons. Dit nie macaroni nie. So baie dankie luisteraars dat julle ingeskakel het. Ons het lekker gesels. Dankie. Onthou volgende Woensdag weer en luister weer na ons op Radio Fynbos en ons sê van my kant af mooi loop. En besighede, as julle dan wil adverteer, kan julle 'n draai gaan maak by Odds en Ends. Dit is dan Veronica en Jackie se plek. As julle nie weet om ons aan die hande te kry nie, as julle hulle aan die hande gekry het julle ons aan die hande gekry. Lekker klink dit nie. Maar julle sal sien ons advertensies is so maklik beskikbaar en teen pryse wat jy op geen ander plek sal kry nie, met gehalte ook. Van my kant af, bye, geniet en pas jouself op en lekker lag. Daar sy. Ah. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11uur. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11uur skerp, Leonie en Jackie met ons klank.